André, welkom. Die vakansie is verby, ons kop af met 'n nuwe kwartaal en ek is baie opgewonde oor die nuwe reeks wat ons eerskomende Sondag begin. Maar die temas wat ons tot nou toe behandel het, was vormend. Ja, ek moet sê ons is besonder dankbaar vir die afgelope 6 maande se reis wat God saam met ons gestap het en deur elke tema en reeks het hy ons uitgenooi om hom beter te leer ken en nader om te leef. Ons het die jaar begin met luister en leef en die vraag wat ons daar gevra het is hoe hoor ons God se stem en onderskei ons sy wil. Toe het ons oorgestap na woestyn reeks toe en daar het ons gevra wie is ons in Christus te midde van die leuns wat ons dikwels oor onsself glo. Ons het toe bietjie verder gevat en die reeks Plaso het ons gehelp om die volgende vraag te vra: hoe het God ons gevorm? Waar bevind ons nou en waarheen roep hy ons? En toe het ons die kwartaal klaargemaak met 'n reeks Bedaar en Erken. En hierdie reeks het ons gevra, wie is die drie-enige God wat ons na sy voorkeer toekoms uitnooi? Maar daar kom seker ook 'n oomblik wanneer ons meer as net moet luister en wanneer ons voete lewe moet kry. Presies. Onderskeiding is nie bedoel om ons vir altyd in 'n veilige kringetjie te laat sit nie. Johannes 20, net nadat Jesus opgestaan het, sit die disippels juis agter 'n geslote deur. Hulle is bang, hulle is onseker en waarskynlik heeltemal oorweldig. En is daar waar Jesus tussen hulle kom staan en hulle bemoedig. Ja, en sy eerste woorde is nie, hoekom het julle my verlaat nie? Hy sê vir hulle 'n ongelooflike ding, hy sê, vrede vir julle. Ja, hy wys vir hulle die wonde aan sy hande, hy blaas sy gees oor hulle, en dan sê hy, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Hulle word nie gestuur omdat hulle sterk genoeg is nie, maar omdat die gewonde en die opgestane Christus by hulle is. En dit verander nogal hoe ons oor sending dink. Dit begin nie by 'n kerkprogram of by mense wat al die antwoorde het nie. Nee, dit begin by God. Dit begin by die Vader wat stuur, by die Seun wat sy gees gee, en dan gewone, soms bang mense intrek in God se beweging van vrede en herstel. Daarom werk die beeld van skoene so goed. Die skoene van Efesiërs 6 is nie aggressiewe oorlogsstewels nie. Dit is die gereedheid om die evangelie van vrede te dra. So die vraag vir hierdie week is nie net glo ek nie, maar waarheen stap my geloof van dag tot dag? By die huis, in die klas, op kantoor, in 'n gesprek met iemand wat swaar dra. So hier is die uitdaging. Gaan kies 3 sendingadresse, soos byvoorbeeld jou huis, of jou werk, of jou skool, of jou gemeenskap, en vra oor elkeen van hulle hierdie vraag. Wie het hier vrede, aandag of hoop nodig? Ja, hierdie Sondag trek ons dus die skoene aan, maar skoene alleen is nie genoeg nie. Ons moet ook weet waarheen God ons roep. So volgende keer praat ons oor geroepe voete, hoe 'n gemeente nie net besig raak nie, maar leer om versigtig te onderskei na wie toe God ons stuur. Maar komende Sondag praat ons eers oor skoene aan. Ek hoop om jou daar te sien.